Goeiedag geliefdes, welkom by 'n splinternuwe week. Het jy al ooit gewonder hoekom jy dinge doen? Hoekom doen jy die werk wat jy doen? Ons is mense wat nogal iets doen wanneer ons iets daaruit kan kry. En hoe meer ons uit iets uitkry, hoe meer is ons bereid om in te sit. Hoe harder is ons sal ons daarvoor werk. En dit is nogal goed om so nou en dan vir jouself af te vra, maar hoekom doen ek hierdie ding? Hoekom is ek hierby betrokke? Wat is daarin vir my? Net so kan ons vra oor geloof. Het jy 'n antwoord op hierdie vraag? Wat is in geloof vir jou? Ek is seker, hier's strenge antwoorde. Maar kom ons gaan kyk, wat sê die woord? Hou geloof in vir ons. Wat beloof geloof gaan dit vir ons gee? Ons begin op hierdie maandag by Romeine 3 vers 21 tot 26. Maar nou het die vryspraak deur God, waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo. Almal het gesondig en het nie deel in die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Hom het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenwoordige tyd behels. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Wat kry jy uit geloof uit? Die twee wonderlikste woorde. Vergifnis en vryspraak. Is dit nie wonderlik nie? Ons kan soveel verwagtinge partykeer hê oor hoekom ons glo. Partykeer sal ons wil hê dat dit met ons moet beter gaan in hierdie wêreld, want ons glo mos nou. Partykeer sal ons wil hê dat siekte ons nie moet tref nie. Dat ons bankrekeninge daarom sekerlik 'n bietjie beter moet lyk, omdat ons glo. Maar dan word ons, julle hoor dat al hierdie so gefokus is op die liggaamlike, op die fisiese, op die hier en die nou. Die fisiese van die hier en die nou. Wat hierdie teks vir ons kom leer is, wat jy fisies in die hier en die nou uitkry. Wat alles oortref, is vryspraak en vergifnis. En dit het na ons toe gekom in die Here Jesus Christus, en dit word ons deel wanneer ons geloof in Jesus Christus bely. Elkeen van ons wat hier saam is daarvan bewus, dat ons 'n verlede het. 'n verlede wat vol skuld, vol skaam, vol verskriklike dade is. Verskriklike denke, verskriklike ingesteldhede. Ons is almal daarvan bewus. Maar ons is ook hier saam omdat ons almal daarvan bewus is dat dit is nie wat ons definieer nie, dit is nie wie ons gebly het nie. Christus het daardie sondes van die verlede alles kom vergewe. Uit God se kop uitgeplaas, uit God se hart uitgeplaas. Dit is wat vergewing beteken. Om totaal en al daarvan ontslae te raak. En as 'n bevestiging daarvan dat hy daarvan ontslae geraak het, het hy ons dan ook vrygespreek. Die Engelse woord hiervan is baie mooi. Justified. Soos Paulus dit sê, weer vrede gebring tussen ons en God. Ons en God sit weer langs dieselfde vuur. Ons hoef nie meer weg te kruip nie. Ons hoef nie meer bang te wees nie. Want ons is in die hart van God. En dit is wat ons uit geloof uitkry. Wat bring sulke verlossing, sulke vergifnis, sulke vryspraak? By my dalk net oorweldigende dankbaarheid, ewigdurende dankbaarheid. Maar dit gaan nie eens oor dat ek so oulik is nie, dit gaan soos dit hier sê, dit is alles uit God se genade. Wat kry ons uit geloof uit? Vergifnis en vryspraak, en daarom die grootste dankbare hart
wat jy in hierdie wêreld kan kry. Shalom.